Hi, goeiemôre almal. Ek gaan goed daarso. Ja, ons as Christene celebrate hierdie week in remembrance of what Jesus did for us and what God did for us with Jesus, né? Wat God vir ons gedoen het met Jesus Christus. Volgende ek en my vroukie so sit en ons bid. En die ding wat op my hart opkom is dat Jesus het gekom om vir ons lewe te gee en dit in oorvloed. En dit is asof die Vader sê, ek wil hierdie lewe saam met julle geniet in Christus Jesus. I want to enjoy it with you. So dit is nie net dat ons kan lewe hê nie, maar elke gift wat hy vir ons gee, wil hy saam met ons enjoy. So wanneer daar joy is, wanneer daar happy, jy weet, wanneer daar voorsiening is, wanneer hy vir jou finansies sê, he wants to enjoy it with you. Dit was so kenmerkwaardige ding gewees vanoggend dat yes, ons sê ja, ons kry lewe en dit in oorvloed, but alles wat hy vir jou gee, wil hy saam met jou geniet. En selfs jou regverdigheid, vanoggend as sit en ek kan die Vader hart voel. Ek kan hoor hy sê kom, ek wil vir jou wys. Ek wil vir jou goeders wys waarvan jy nog nie eens van geweet het nie. Dis so excitement, dis so joy in my wat in my opkom. Om sê kom my kind, ek wil vir jou wys. Soos Enoch geloop het en Elia en Elijah en Elisha, hy manne wat in die gees gesien het saam met God. Hulle het saam met hom gewandel. Dag aan my video. Sorry. Skiesie, ek hou hom vas, né? Sorry, ja. Maar in elk geval. Ja, life is good. Just rejoice in the Lord. En dit is asof daardie regtig daar was net so wat kan ek Afrikaans sê? So begeerlikheid in my hart om nader te trek. 'n Begeerlikheid, maar nie uit drang uit nie, nie uit need uit nie of gee vir my dit nie, dit was uit joy uit. It was like a joy, like a excitement. En die principle is as jy met jou hele hart draai. As jy met jou hele hart draai na die Here toe, né? Met jou hele hart draai. So ja, dit is op my hart vanoggend, dit is daai. En ek sê vir jou, dit was net soos 'n wow van die omstandighede in die wêreld en waar ons is en die goedjies en alles wil alles mos maar nou vir jou kom staan en sê kyk na die sienlike, kyk voel jou emosies, jy's geldig op jou emosies en weet, met die emotions, die ding wat ons freaking why die mekaar maak, het is like, heerlikheid, ja, nee, ek voel, en het is daar, en jy is geregtig op jou, jy is geregtig op jou gevoelens, jy is geregtig op jou emosies, jy is geregtig op jou verkeerde opinie ook, as jy net dit wil weet, you are entitled to your wrong opinion, en, jy is geregtig, en dit is daar, but do not be governed by them. Be governed by the Lord Jesus Christ. That's it. Jy behoort aan Jesus Christus en Jesus Christus aan God en dis dit. Dit is wat die Bybel sê. So die Bybel sê you live for the one that died and rose for you. So dit is Jesus Christus. En alles is vir die seun gemaak. Jesus Christus. Deur hom en tot hom is alles. So God het alles deur hom gemaak vir die seun. En ons is gerestore na daardie posisie toe. Ons is gerestore. So die Heilige Gees, the power of God needs to govern you. Al is almal kinders van God. Die wat deur die Gees van God gelei word, is die seuns. Die Bybel sê dit. Those who are led by the Spirit are sons of God. En dis die eerste keer toe Jesus ook deur die Heilige Gees gelei word. Toe sê God, dit is my seun in wie ek welbehaag het. So, ja, ons moet deur die Heilige Gees gegovern word, deur die direksies van Jesus Christus. Maar net terugkom by die punt, alles wat ons het, selfs ons regverdigheid, selfs ons vryspraak, alles, God wants to enjoy it with us. Hy wil dit saam met ons geniet, hy wil dit hê, en dit is wat ek beleef vanoggend. En dan,
Net die ander ding wat ek ook wil sê is dat if you are seated in heavenly places with Christ at the right hand of God, moet ons dit begin besef dat 'n koning fight nie van 'n staansposisie af nie. 'n Koning gee nie decrees of maak wette wanneer hy opstaan nie. Hy sit op sy troon. Hy sit op sy troon en hy spreek net. En dis hoekom ons saam met Christus geseated is in die heavenly places at the right hand of God. Okay? Jy's gesete saam met hom, jy sit saam met hom, van jy's ook 'n koning. Jesus het jou 'n koning gemaak. En vanaf uit daai plek uit, van jou staansposisie, sitsposisie uit, van daardie posisie af, spreek jy. Spreek jy en alles. En dit is maar basies 'n koningpostuur. Ekskuus julle, die ding val so 'n bietjie rond vanoggend hierso, maar in 'n geval. Doen. Klink soos 'n Indiër nou. Rush 1, Rush 2. Wellington. O, eerlikheid, nou moet ek my persoonlikheid eers kalmeer hierso. Maar in 'n geval, it's not about me. So, ja. Dink net van jouself. Ek het nog nooit ergens gesien waar 'n koning opstaan en dan praat 'n koning en hy sê en hy hy sit. Hy sit op sy troon en hy spreek. En mag ons by daai plek regtig revelation uitkom dat we are seated with Christ. Hy het dit vir ons gemaak. Hy het ons konings en priesters vir sy God gemaak. Die Bybel sê so. So hoekom? Van die authority wat aan ons gegee het. Hy sê, Jesus sê, soos 'n koninkryk, as a kingdom was bestowed upon me, so I bestow one upon you. Nou, sodat ons van daai plek af, van die gesete posisie in Christus, in hoë hemelse plekke, kan af begin praat. Sit. Nie staan in jou toys, gooi goeters, lekker gaan nie, en nie gaan staan en huil en op die grond lê nie. Ek praat met myself ook. Maar partykeer ook so 'n bietjie jou self jammer, goed toe, maar is okay. Nee, dis nie okay nie. Nonsens. Ja, nie ons wil nie, maar u wil. Maar mag ons regtig die posisie inneem en verstaan, en mag die Here Jesus Christus ons gedagtes oopmaak, net soos hy vir sy disippels gemaak het, and he opened their mind to understand the scriptures. Soos Paulus ook sê, mag hy ons die gees van wysheid en openbaring kennis van God gee. Laat ons weet waar ons is en van waar af ons rol. Dis hoekom hy sê, we are in this world, but we are not of this world. En daai revelation moet ons kry. Daai revelation. So, mag het so wees vir ons almal, laat ons begin sit. Vrede. And when God bless you with something, he wants to enjoy it with you, because you are one spirit with him. One spirit, multiple bodies. Dis al hoe ek dit kan sien. Okay, geseend is julle. I cannot bless you more than what you already are. May you understand and live and revelation, wie en wat jy is. Die openbaarmaking van die seuns van God. Dis nie geslag nie, maar dis iemand wat deur die Gees gelei word. Die Heilige Gees gelei word. Dit is net spesifiek wees. Ons baie geeste. Ja, nee, deur die Gees van God gelei word. Laat ons net spesifiek wees. Okay, geniet julle dag, vrede, en ja, ek geniet hierdie week van in remembrance of what God did met Here Jesus. Dit was 'n baie duur prys betaal. Ek het letterlik 'n bietjie van sy hartseer ervaar daai met die kruisiging, toe ek vir hom gesê het, wys my jou liefde vir my. En hy het my op 'n journey gevat waar ek my seun moes geoffer het vir die wêreld, en die wêreld het niks ge-worry oor dit nie. So ja, dit was 'n baie duur prys, maar so het hy 'n blydskap van, hy sê, many sons. Only the one son, but many sons. Hy het baie kinders. Okay, vrede, goedheid en guns van die Here oor julle. Geniet dit, bye bye.